'n ding wat ons mee sit in hierdie generasie, wat mense in die verlede nie mee gesit nie, is skermtyd. Kan julle al 'n verskil agterkom hoe dit 'n kind se ontwikkeling beïnvloed of selfs 'n kind se gesondheid? Ja, so skermtyd is 'n hele onderwerp wat ek eintlik lank oor kan praat net in dit self. Dit is iets wat maar in die onlangse jare eintlik regtig eers so toeganklik geword het. Toe ons kinders was dit daai een storieetjie op en die storie was verby en dit is af. Waar vandag is dit die heeltyd beskikbaar. En daar's vreeslik baie navorsing wat oor dit uitkom en die navorsing maak mens nogal skrik. Weet jy van wetenskap? Dis atome wat skud en draai. Weet jy van wetenskap? Van sterre tot jou slim voorskerm. Weet jy van wetenskap? Van selle tot die wolke boe. Weet jy van wetenskap? Let's go! Welkom terug by Weet jy van wetenskap? Ons het weer 'n baie lekker episode vir julle hier vandag. Dr. Marlene Nieuwoud. Wil dokter self voorstel dalk gou aan die mense? Ja, Jane, baie dankie dat jy my genooi het. Dit is 'n voorreg om vanoggend hier so te wees. Ek is Marlie, soos jy gesê het. Ek is 'n algemene pediater, gebore Vrystater, so hier groot geword, hier ondergraads gedoen. En toe ons Kaap toe vir 'n rukkie en daar gespesialiseer. En van Januarie af is ons terug weer in die Vrystaat by ons wortels en het ek praktyk opgesit by Esteria in Westdene. En nou vir interessantheid, ons het altyd wat ons noem die premium blonde oomblik. Dis nou waar ons die konsep 'n bietjie eenvoudiger vir die mense maak. Yes. Wat presies is 'n pediater en 'n kinderarts en wat maak julle werk anders as 'n gewone praktisyn? Okay, so ek verduidelik dit altyd. 'n Pediater is vir kinders wat 'n internis is vir volwassenes. So met al die spesialisrigtings, almal was eers algemene praktisyns gewees en dan gaan swat jy verder, so gewoonlik 4 of 5 jaar afhangende van die rigting en 'n klompie eksamens en 'n navorsingsprojek en 'n meestersgraad later. En dan kwalifiseer jy dan nou in jou verskillende spesialisrigtings. So die beste manier, nie 100% dieselfde nie, want kinders is nie klein volwassenes nie, maar dit is maar soortgelyk aan wat 'n internis doen, maar net vir kinders. En is daar 'n sekere ouderdom tot op wat julle die kinders sien? Ja, so gewoonlik van geboorte af, so wanneer ook al hulle prematuur gebore word, so van die dag van geboorte af, tot en met hulle 13 word. So dis die tipiese ouderdom wat ons sien. Daar is daardie klompie kinders met kroniese siektes wat jy dalk nou al 'n lang pad mee stap, wat jy nie dan nou net die dag wat hulle 13 word sal oorhandig nie, want daai rukkie in adolessensie is nogals 'n moeilike tyd om 'n transisie te maak. Dis amper soos om van skool na hoërskool toe te gaan, van skool af na universiteit toe te gaan. Hulle moet baie meer verantwoordelikheid vat vir hulle siekte en is baie keer nogals 'n moeilike ding vir 'n tiener om te doen. So daai sal die uitsondering wees wanneer ons kinders dalk 'n bietjie langer sien, maar vir die algemene siektetoestande, akute siektes tot en met die dag wat hulle 13 word. En dis wat die mediese fondse ook sal betaal vir die ouers. En dan, hoe reageer kinders anders op siektes as volwassenes? Sjoe, so daar's baie redes hoekom kinders anders reageer as volwassenes. Soos ek nou gesê het, kinders is nie klein volwassenes nie. En jy sal dit, ons het dit ook herhaaldelik gehoor deur mense studies om dit net te probeer vaslê. En die redes vir dit, ek gaan nou maar 'n paartjies noem, maar van geboorte af tot en met 13, jy kan sien hoe 'n kind verander oor daai tyd. Hoe 'n babatjie reageer op medikasies, die siektes wat hulle kry, is 'n heeltemal 'n ander profiel as wat ons sien in volwassenes. Die tipe medisyne wat ons gee, die doserings van medisyne is alles natuurlik per gewig. Hulle metaboliese tempo is anders, hoe siek hulle word, hulle immuunstelsels werk heeltemal anders, so ook verander oor die loop van hulle kinderjare. Maar al daai is anders as volwassenes. So mens kan hulle glad nie dieselfde behandel nie. En ja, van die goed is ook bietjie meer voeling, want hulle kan ook nie uitdruk soos 'n volwassene wat natuurlik met hulle mekeer nie.
En dan as dokter-pasiënte sien die dokter al gesien daar's 'n spesifieke rede dat die meeste pasiënte inkom. So dit is nou baie seisoenafhanklik. Die mees algemene ding wat ek maar moet sê ons sien, veral in die jonger kindertjies, die mammas wil graag hê 'n pediater moet eerder kyk of is dalk nog angstig. Is maar virale infeksie, so infektiewe boonste ligweg, bronchiolitis, kroep, ore, mangels. So dit is definitief die mees algemene rede wat ons sien. Maar dan is daar ook ontwikkelingsprobleme is nogals iets wat ons baie mee te doen het. En dan al jou meer komplekse toestande wat die GP's, die algemene praktisyns dan nou in verwys, wat hulle nou nie seker is wat se kant doen nie. Dit is maar wat ons van dag tot dag sien, ja. En is daar spesifieke seisoene soos die winter waar mense die kinders veral meer siek raak as ander seisoene? Ja, so absoluut. So ek dink baie ouers besef nie dat wanneer hulle kindertjies hierdie eerste 2-3 jaar van hulle lewe, veral wanneer hulle in kleuterskooltjies is, hulle tot 10 tot 12 keer 'n jaar 'n virale infeksie kan kry, nê? So boonste ligweg, verkoue, diarree. So hulle kry vreeslik baie episodes van daai en dit is maar net 'n manier, die immuunstelsel is maar nog besig om te ontwikkel. En ek dink mense moet ook nie daai noodwendig, jy moet nie sien tensy jou kind baie siek word van dit, maar as dit net die gewone siek kan by die huisdokter is nie sleg vir hulle nie, maar Ja. absoluut baie hulle persoonlike higiëne, hoe hulle goedjies in hulle mond druk, net aan enigiets van die vloer lekker, so jy kan ook sien hoekom hulle so baie siek word. En dan ook, as 'n kind nou siek raak, wanneer moet die ouers na 'n pediater toe gaan? Wat is die punt wat dit net 'n gewone siekte is van hierdie is iets ernstig en ons moet dalk 'n opinie kry? Nee, so dit hang baie af van hoe oud jou kind is. So in 'n babietjie onder 3 maande is mens maar baie versigtig. So enige iets wat jy bekommerd oor is, wat nie vir jou reg lyk nie, of jou babietjie reageer ewe skielik anders, of het koors. So as jou babietjie klein is en hulle is siek, vat hulle maar dadelik dokter toe. Dit hoef nie noodwendig die pediater te wees nie, maar laat iemand met kundigheid net na hulle kyk. En dan vir jou ouer kinders, so daar's 'n paar algemene gevaartekens wat goed herken is deur die WHO en ja, as enige van die dan dadelik hospitaal toe, so as jou kind pap is of deurmekaar is, nie lekker kan wakker word nie, as jou kind konvulsies het, soos 'n epileptiese aanval, as jou kind sukkel om asem te haal, as jou kind alles opbring wat jy probeer ingee omdat hulle so vinnig kan dehidreer, of as hulle nie kan vog inneem nie. So kinders wat nie lekker voel nie sal baie keer nie eet nie, maar sodra 'n kind nie wil drink nie of 'n klein babatjie nie wil borsvoed nie, dan weet jy jou kind is ernstig siek. So daar is maar die groot rooi vlae om vooruit te kyk. En dan is daar 'n paar meer sagter, soos 'n hoë koors wat net nie wil breek nie. En mamma sal baie keer 'n aanvoeling ook hê om te weet, "Sjoe, my kind is regtig nie, daar's iets fout." En dan bring hulle in asseblief. Baie keer as hulle dan inbring, speel hulle in die spreekkamer en dit is ook 'n normale bevinding. So hulle moenie sleg voel as dit gebeur nie. Maar ja, mense het maar 'n aanvoeling as 'n ouer ook om te weet daar's nou regtig ietsie fout. En dan ook ontwikkelingsfases. Ons weet seker kinders is stadiger met sekere goed as ander. Wanneer is dit maar in die normaal en wanneer is dit uit normaal dat dit dalk iets ernstiger kan beteken as 'n kind stadiger ontwikkel of dalk selfs baie keer vinniger ontwikkel as normaal? Yes. So ek dink ons is redelik in 'n bevoordeelde posisie deesdae om maklik toegang tot inligting te hê. So ouers kan op die internet gaan kyk en gaan lees en sien wat min of meer jou kind teen watter ouderdom moet bereik. Belangrik om te onthou dat dit 'n reikwyte is. So daar's nie 'n afsny jou kind moet nou sit op hierdie spesifieke maande nie. Daar is 'n reikwyte en kinders gaan verskil. So jy sal ook sien in die eerste 2 jaar enige iemand wat kinders het, dat die pediaters, die opvolgies is nogals redelik naby op mekaar. En dit is omdat hulle so ongelooflik vinnig ontwikkel en ons vroeg wil optel as daar ietsie is wat ons moet aanspreek. So daai is 'n vervang net vir dit. Enige ouer wat sien hulle kind kan nie doen wat ander maatjies van dieselfde ouderdom kan doen nie, so daai sal definitief 'n rede wees om met jou pediater te gaan praat en laat my sien is dit dalk 'n gehoorprobleem. Daar's baie goedjies wat ons kan aanspreek.
en terapie voor het wat hulle regtig hulle uitkomste langtermyn kan verander. Baie belangrik wil ek net sê dat mamas nie, as daar 'n spesifieke niggie of neefie is wat vinnig ontwikkel, nou aanhoudend jou kind met daai ene vergelyk nie, want dit gaan baie van jou joy steel uit die proses van ouerskap uit. Maar as jy bekommerd is, gaan vra, gaan vind uit. Enige pediater sal met elke besoek vra oor jou kind se ontwikkeling. En dan ook 'n ding wat ek dink mense oor wonder is die eet van kinders. Is dit so belangrik soos die eet vir volwassenes? Ja, so dit is nogals 'n ding wat mense ook baie sien, wat mamas oorkla. Gewoonlik nie die hoofding waarmee hulle kom nie, maar daar sal altyd 'n vraagie oor dit opkom. En ek dink kinders het nie dinge soos bang hulle gaan gewig optel, bang hulle tande val uit. Hulle is nie bang vir daai nie, hulle hou van sweet. So enige kind sal, vir die meeste kinders sal neig om eerder lekker gemorskos sweeties te eet as goeie kos. En hoe om daar om te werk is vroeg te begin met goeie eetgewoontes. So as jou kind eers gewoond is aan daardie lekker maklike kossies, gaan dit baie moeilik wees en gaan baie weerstand gee om dit om te skakel. So om vroeg met goeie gesonde eetgewoontes te begin en dan net eers die lekkerte te gee nadat hulle die gesonde kossie geëet het. So daai is 'n algemene ding. Vir al kindertjies rondom 3 tot 6 het hierdie kieskeurige eetertjies, picky eating noem ons dit. En hulle eet partykeer 'n baie nou verskeidenheid van kosse, net pasta en chicken nuggets. En dit is iets waarmee ouers baie sukkel. Maar om dit vroeg te probeer verhoed en die regte gewoontes vroeg te koester is maar die beste manier om daarom te werk. 'n Ander probleem wat ek algemeen sien is melk, te veel melk. So veral bottels in die nag is vreeslik moeilik om af te speen, want kinders sien dit so half as hulle amper soos 'n kombersie of 'n speelding. Dit val in dieselfde kategorie of 'n dummy. En as hulle eers gewoond is aan dit, hulle gaan baie weerstand gee vir jou om dit weg te vat, baie huilende nagte, en dit demper hulle eetlus vreeslik deur die dag en kan ystertekort anemie veroorsaak. So na 'n jaar 2 koppies melk 'n dag, so daar is ook nogal iets wat mense baie sien, ja. En dan gepraat van slaap, dis ook 'n ding van sekere kinders hou van meer slaap as ander. Wat is 'n goeie gemiddeld van slaap wat hulle moet kry? Ja, so weer eens in pediatrie, dit gaan verskil van ouderdom, nê? So 'n babatjie 0 tot 3 maande slaap enige ietsie tussen 14 en 17 ure 'n dag. Baie onderbroke, so dis nou al die ou klein dagslaapies ingesluit. Maar hulle slaap 'n groot gedeelte van die dag. Dan daarna van omtrent 3 maande tot 'n jaar kort hulle rondom 12 ure 'n dag ten minste wat hulle slaapies. 1 tot 2 jaar rondom 11 ure en dan van 3 tot 15 ure en dan daarna kan dit 'n bietjie korter, maar nie korter as 8 ure nie, want geen kind funksioneer eintlik goed met minder as 8 ure se slaap per aand nie, so middagslaapies ingesluit. En ja, baie belangrik om goeie slaaphigiëne te hê met kinders. Ja, want dis ook interessant hoe ouer 'n mens raak, hoe minder slaap het 'n mens nodig. Ja, en dit het maar baie ook te doen omdat hulle, soos ek sê, hulle ontwikkel teen 'n ongelooflike tempo. Hulle neem soveel in deur die dag. So dis regtig baie nodig vir daai koppie om te gaan reset in die aand. Enige ouers sal vir jou vertel, 'n kind wat nie geslaap het nie, is nie die mees aangename karaktertjie om mee huis te hou nie. Hulle is maar baie huilerig en klarig en dit kan selfs baie ontwikkelings- en gedragsprobleme veroorsaak. So baie belangrik om te kyk dat jou kind genoeg slaap inkry. En dan 'n ding wat ons mee sit in hierdie generasie, wat mense in die verlede nie mee gesit nie, is skermtyd. Hoe kan julle al 'n verskil agterkom hoe dit 'n kind se ontwikkeling beïnvloed of selfs 'n kind se gesondheid? Ja, so skermtyd is 'n hele onderwerp wat ek eintlik lank oor kan praat net in dit self. Dit is iets wat maar in die onlangse jare eintlik regtig eers so toeganklik geword het. Toe ons kinders was dit daai een storieetjie op en die storie was verby en dit is af. Waar vandag is dit die heeltyd beskikbaar. En daar's vreeslik baie navorsing wat oor dit uitkom en die navorsing maak mens nogal skrik as jy dit sien. Dis nie baie positiewe dinge wat ons sien nie. Dit het met 2 dinge, as ek dit nou in breë kategorieë sit te doen, wat gebeur terwyl hulle voor die skerm sit en
wat nie gebeur terwyl hulle voor die skerm sit nie. So wat nie gebeur nie is 'n kind is nie so gemaak om vir 2-3 ure aan een stil te sit nie. As hulle nie voor 'n TV sit nie, sal hulle dit nooit doen nie. Hulle sal beweeg, hulle toets hulle omgewing, hulle leer nuwe vaardighede, hulle is aktief. So daai patrone van aktiwiteit word vroeg al vasgelê, so en ons wil nie hê dat ons kinders hierdie sittende leefstyl moet hê nie. En dan tweedens voor die skerm, 'n kind se brein is gemaak om te probeer opstaan, teen iets te staan, om te val, weer te probeer, en dan aan die einde stel hulle brein daai reward hormone dopamien vry, om nou te sê, goed gedoen, probeer weer hou so aan. Waar as hulle televisie kyk, kry hulle die heeltyd pieke van daardie hormone wat vrygestel word, veral die tipe televisie stories, so kort reels op YouTube, verskriklik sleg, daai kort videoetjies, vreeslike vinnige veranderende skerms, stimulerende TV-programme, en jy kan by jouself dink hoe moeilik is dit om 'n series in die middel af te sit en om 'n fliek aan die einde af te sit. So dieselfde geld vir hulle. Hulle het nie dieselfde mate van beheer as wat ons het nie. So dis absoluut jou as ouers se verantwoordelikheid om daai te beperk. So baie riglyne kom nou uit, en ek dink 'n groot een is die Amerikaanse Assosiasie van Pediaters, wat onlangs 'n riglyn uitgebring het wat gesê het onder 2 geen skermtyd nie. So dit sluit in fone, tablette, televisie. Die enigste ding wat dit nie insluit nie is video-oproepe met familie. So daai tel hulle nie, maar vir al die ander saam. Onder 2 geen skermtyd nie, 2 tot omtrent 5 net 'n ure dag, en dan daarna moet mens maar baie diskresie gebruik, maar eintlik nie meer as 2 ure 'n dag nie. En dis skokkend wat ons sien, die hoeveelheid tyd wat kinders op fone spandeer, en nie net dit nie, die hoeveelheid tyd wat ouers op fone spandeer. So ek dink mens moet ons lewe in 'n tyd waar mens baie bewus moet wees van dit, en bewuslik jou foon moet neersit as jy by jou kind is, en 'n goeie gedrag vir hulle ook modelleer. So hulle doen wat hulle sien, en nie noodwendig wat ons vir hulle sê om te doen nie. So dit is ook, ek wil net ouers moet maar versigtig wees en baie gaan lees oor dit, maar beperk dit en hou dit by goeie kwaliteit stories wat hulle kyk. Ja, ons is almal so verslaaf van ons fone. Nee, absoluut. As mens 'n dag sonder jou foon gaan, jy soek om die hele tyd, mens wonder wat gaan aan. En nou wil ek ook vra, antibiotika, is dit altyd nodig na 'n kind siek is, of kan dit baie keer meer skade doen? Maar soos ek nou nog genoem het, kinders kan 10, 12 episodes van virale infeksies 'n jaar kry. En absoluut, antibiotika help nie vir virale infeksies nie. Antibiotika werk net op bakterieë, dit doen niks vir virusse nie. En dit vat nogals 'n bietjie van 'n kundige oog om partykeer te kan onderskei. Hoe minder ondervinding mense met kinders het, hoe makliker is hulle geneig om net antibiotika te gee as 'n kind siek is. Waar jy sal vind die pediaters is amper minder geneig om vir jou kind antibiotika te gee. Mens kan nie altyd 100% onderskei nie. Daar's 'n paar soos clues wat 'n mens vooruit kyk om te besluit, moet jy nou gee of kan ons 'n bietjie dophou? En mens sal nooit sê ek gee glad nie antibiotika nie. Jy sal altyd 'n vangnet gee en sê as hierdie of hierdie gebeur of jou kind versleg, kom en dan gee ek vir jou. Maar vir die meeste infeksies wat kinders kry, is dit maar virusinfeksies, en om antibiotika te gee is eintlik vreeslik sleg vir ons mikrobioom, nee? So die normale goeie bakterieë wat in ons lywe bly, in ons lugweë bly, in ons spysverteringsstelsel, en dit maak nie net slegte bakterieë dood nie, dit maak alle bakterieë dood. So die bakterieë in 'n volwassene se lyf weeg 'n paar kilogram, so dit is nie 'n klein hoeveelheid organismes nie, en is in 'n baie intrinsieke balans, en dit het baie te doen met ons immuunstelsel ook, so hoe gereeld ons siek word. So glad nie iets wat mens net moet gee om te voorkom dat jou kind sieker word nie. Baie keer net nodig om hulle te vat, dat iemand kyk en saam met jou kyk en luister en besluit. Wat is vir dokter die mooiste deel van dokter se werk? So daar's baie mooi dele. Ek dink as ek nou moet uitsonder, is dit vir my hoe
kinders, hoe veerkragtig kinders is, so hoe hulle absoluut siek kan wees, soos ons is bekommerd oor hulle en dan 'n week of 2 later as hulle ontslaan word, kom hulle terug en hulle hardloop en hulle gryp jou vas. Daai net daai absolute veerkragtigheid dis ongelooflik. En hoe hulle deur groot en moeilike dinge kan gaan en net hoe hulle dit hanteer, en hoe hulle pyn hanteer. Dit is ongelooflik. En net hoe hulle in die oomblik lewe, so hoe hulle goed observeer en hoe hulle met hulle dag omgaan en hoe opgewonde hulle is oor 'n nuwe dag. En my seentjies, partykeer soos, is die son al op? Is die son al op? En ek sê, nee, son is nog nie op nie. Maar net daai opgewondenheid en daai nuuskierigheid oor die lewe wat hulle in hulle het, is pragtig. Dit is 'n voorreg om met hulle te kan werk. So wat sal dokters sê is dan die mees uitdagendste deel van die werk? Sjoe, so daar is ook maar uitdagende, soos kinders wat siek word, ek kan dink dit is nie altyd lekker nie. En ek dink ek het 'n heel ander perspektief op dit gekry toe ek my eie kinders gehad het. So ek het in pediatrie gewerk voordat ek kinders gehad het. En toe is my seentjie, eerste enetjie gebore, tweede enetjie gebore terwyl ek gespesialiseer het. En dit verander heeltemal, mens voel wat die ouers voel as hulle kinders siek is. En ek dink daai gevalle, en daar is gevalle, dis nie alles in ons hande nie, waar mens regtig niks kan doen nie, en waar jy nie die omstandighede kan verander nie. En om daai nuus vir die ouers te breek, daai is regtig baie moeilik vir my. En mens moet maar mooi na jouself kyk, veral in 'n staatshospitaal of 'n ICU opset waar dit nogal iets is wat mens gereeld teekom. Daai is maar 'n moeilike deel van die werk. En dan, toe dokter medies nou geswat het dokter van die begin af geweet, pediatrie was nou die pad wat dokter wou stap, of was dit iets wat dokter later uitgevind het wel? So aanvanklik het ek gedink ek gaan chirurgie doen, so oftalmologie, iets wat ek met my hande, ek's vreeslik lief vir kreatiewe dinge, fyn werk, detail. So ek het nie gedink pediatrie is wat ek gaan doen nie. En dit was in my 2de jaar van internskap wat ek deur pediatrie geroteer het, en spesifiek vir daai redes wat ek nou genoem het, net hoe magical kinders is, net dit het net my hart daar vasgegryp en toe die regte deure oopgemaak, en dis nou hoe my paadjie van op pediatrie geëindig het. Of my begin het, seker tegnies. Maar ek is nie vir 'n oomblik spyt nie, ek's mal oor wat ek doen. Dis regtig 'n voorreg om met kinders te kan werk, en jy weet 'n ander groot deel van pediatrie is nie net om hulle gesond te maak nie, maar dit is ook om 'n advokaat of 'n advocate te wees vir hulle regte en vir hulle gesondheid. En dit is nogals 'n groot aspek veral in 'n land soos Suid-Afrika waar daar baie ongelykhede is, baie kinders wat nie toegang het tot goeie gesondheidsorg nie. Is dit ook nogals 'n groot deel van ons werk, en dit is 'n absolute voorreg om dit te kan doen. En het dokter enige raad vir iemand wat op die oomblik pediatrie swat? Ja, so byt vas. Die ure is moeilik, en soos ek sê, die omstandighede veral terwyl mens swat is lang ure, dis nagte deur. Jy moet tyd kry om te swat, en jou familie as jy hulle ook nog het, want meeste mense is al bietjie ouer en het al kinders. Dis nie maklik om alles te balanseer nie. Mens moet maar onthou wat se balle is van glas. En weet dat daar moeilike tye is en dat dit ook weer verby sal gaan. So as jy op 'n dag voel, ek weet nie, ek kan nie sien hoe ek 'n jaar gaan maak nog nie, dan vat jy dit net nog een dag. En dan aan die einde is dit absoluut die moeite werd. Maar daar is maar 'n bietjie op en af deur die swatproses. En dan het ons altyd wat ons noem ons pret vraag, maar dis nou 'n bietjie van 'n ernstiger episode, so nou 'n bietjie van 'n meer nuuskierige vraag, sal ek sê. So, alles sê 'n mens kry kennis deur te lees en te leer, maar wysheid deur ervaring. Nou, het dokter al gesien, dokter het iets by 'n pasiënt geleer wat geen boek vir dokter ooit sou kon leer? Ja, ek dink baie dinge. So, die een ding van pediatrie, en hoekom ek gesê dis bietjie anders as interne medisyne, en hulle het vreeslike, dit is hoe dit altyd is, waar ons is so bietjie meer, ek wil nie sê ons neig na veeartse nie, maar jy weet, soms is dit 'n gevoel waarop jy gaan, en jy leer dit maar aan deur baie met kinders te werk. So,
Kinders het 'n vreeslike goeie vermoë om te kompenseer. So 'n kind kan baie siek wees en al die vitale tekens, die hartklop, die asemhalingstempo, alles lyk nog alright. Maar om daai te kan optel om te sien nee, hierdie ouetjie is in die moeilikheid want hulle kan op daai punt baie vinnig agteruit gaan. So om 'n gevoel te hê om te sê nee, hierdie enetjie moet ons fyn dophou of weet dat nee, die kind is alright. Ag en net daai in die oomblik. Daai is iets wat herhaaldelike tema is en ek dink mense vergeet dit so maklik as groot mense met ons fone, met alles wat aangaan, al die stresse van die lewe, net om daai opgewondenheid te hê oor elke dag. Ek sien dit met my pasiënte, ek sien dit met my eie kinders. Om elke oomblik te koester en om die klein dingetjies te laat saak maak en dit nie te mis elke dag nie. Yes, baie dankie dokter. Hierdie was so interessant geweest. Dit is 'n groot plesier. Baie dankie dat jy my genooi het en jy moet kom kuier by die praktyk. Sal se maak. Ja, baie dankie Anine. Weet jy